Goeiemôre broeders en susters. Sê baie hartlik welkom aan besoekers by ons as hier is. Ek het nou nie gesien vanmôre nie, maar almal baie hartlik welkom om na die diens ook saam koffie en tee te drink. Ons kollekte onder die erediens is diakonale kas en by die deure Bolandse bedieningsfonds. Daar is nie vanmôre kateksasie nog nie, die skool het nog hierdie week. En belydennisklas die week sal nog gereël word. Maar al drie die Bybelstudiegroepe, Nysna, Sedgefield plek almal het byeenkomste hierdie week. Ons lede is dat ook hierdie Bybelstudies regtig geseën sal wees. Goed. Dan sê ons baie hartlik geluk aan Bernard van den Berg en Salome van Wyk wat albei hierdie week verjaar. Ons bede is dat die Here hulle ook ryklik sal seën in die nuwe lewensjaar. Kom ons sing vir hulle die seënbede toe. Ons kan maar sit wanneer ons sit. Geloop het na die kruis, die opstand van die volke, selfs sy eie volk, wat ook ter sprake is in hierdie tyd, die gesalfde van die Here wat nie altyd raak gesien word. Kom ons sing uit Psalm 2 en ons nader daarmee voor die Here. Ons sing Psalm 2 se tweede beruiming, vers 1, 3 en 6, vers 6 dan ons voortem, kom eer die Here en kom buig voor hom, en wie by hom skuil, sal hy gelukkig maak. Oh
Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus in die kragtige gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 48, ons sing daarvan vers 1, 4 en 5. Daarna gaan ons geloof saam bely en na ons belydenis sing ons lied 388. Ons geloof met die belydenis van Sia. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy, soos
geprofeteer deur die skrifte, opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Juis deur die verlossing het ons weer die vermoë, deur die verlossing en die werking van die Gees in ons lewens, om die wil van die Here te kan doen. Hy het dit deur die wedergeboorte weer in ons gewerk om te kan lewe. En ons luister dan ook vanuit die verlossing na die gebooie van die Here, vanuit die verhouding, die verbond wat ons met hom het. Wanneer die wet in Deuteronomium 5 weer deurgegee word, groot klem ook op die verbond wat met die Here gesluit het, nie net met die voorouers nie, maar ook met die wat in die nageslag leef. En dit is 'n nuwe geslag wat voor Moses staan, en tog sê hy op die berg het die Here uit die vuur van aangesig tot aangesig met julle gepraat, al was die meeste van hulle nog nie gebore nie. Die Here het so ook met ons gepraat. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Ons nog meer, die sondehuis, die slawehuis van die duiwel, waaruit ons bevry is. Jy mag naas my
nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld van 'n God maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou bees, jou donkie of enige van jou diere nie. Ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. En die begronding hier in Deuteronomium, die verlossing. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was en dat die Here jou God met 'n sterk hand en uitgestrekte arm jou daaruit gelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. 'n Verhouding met die Here is moontlik deur die verlossing. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lank kan leef en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, ook nie sy saaigrond, sy slaaf en sy slavin, sy bees, sy donkie of enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Ons antwoord met beruiming van Sondag 1 van die Katekismus, vraag 1, beruiming 12:6, ons sin daarvan vers 2, 3, 4 en 5. Here, ons almagtige God, ons Vader wat in die hemel is. Ons dankie dat ons met vrymoedigheid voor U mag kom deur ons Here Jesus Christus, U Seun, ons verlosser. Ons dankie dat ons deur hom U ook ons Vader kan noem.
in vertroue op U kan leef. Met hoop kan leef vanuit die verlossing, die nuwe lewe wat U gewerk het in ons. Dus dankie Here vir die genade dat ons in U teenwoordigheid kan wees. Sonder vrees, sonder bang wees vir U oordeel, wat ons skuld betaal is, omdat ons in Christus voor U kan staan. Ons bid Here dat U deur U Gees in ons harte sal bly werk. Ons sal bly verander om al meer die beeld van ons Here Jesus Christus te vertoon. Ons sal lei en heilig maak om al meer te doen wat U wil. Al meer op te staan uit die dood, al meer ons ou mens af te sterf. Al meer te leef wat ons in Christus is, nuwe mense wat aan U behoort. Here, ons dankie dat ons so voor U kan staan. Voor U kan neerbuig. Ons bid Here dat U deur U woord en Gees ons sal voed. Ook wanneer ons nou met U woord gaan besig wees, dat U vir ons wysheid en lig sal gee om te verstaan wat U aan ons openbaar. Ons sal lei wat U woord moet bedien, dat ons U waarlik hoor. Dankie dat ons ook dit kan bid deur ons Verlosser, ons Here Jesus Christus, die woord wat vlees geword het, en onder ons kom woon het. Hy deur wie ons die lewe het, die lig. Amen. Ons wil vanmôre uit Johannes stil staan by daardie maaltyd in Betanië. Johannes 12. Ons gaan 'n paar ander gedeeltes uit die woord ook net lees, maar ons lees eers hierdie gedeelte van Johannes 12 vanaf vers 1. 6 dae voor die Pasga het Jesus na Betanië gegaan. Dit was die tuiste van Lazarus wat Jesus uit die dood opgewek het. Bedoelende die dorp Betanië was waar hy ook gebly het. Daar het hulle vir hom toe 'n maaltyd voorberei en Martha het hulle bedien. In die ander evangelies word gesê die huis waar hulle was die huis van Simon, wat ook bekend gestaan het as die Melaatse. Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Dit was dus nie in Lazarus se huis nie, maar hy was ook teenwoordig. Toe het Maria 'n litra egte, uiters kosbare nardesolie geneem, die voete van Jesus gesalf en met haar hare sy voete afgedroog, en die huis is deurtrek met die geur van die olie. Toe sê Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 denarius verkoop en die geld aan die armes gegee nie?" 300 denarius is 'n baie groot som geld. Dit was eintlik gelykstaande aan 'n jaar se dagloon. Die hoeveelheid daarvan. So een persoon kom vir 'n jaar lewe met daardie 300 denarius. Hy het dit gesê, nie omdat hy vir die armes omgegee het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die geldbeurs gedra en het van die bydraes gevat. Daarop het Jesus gesê, "Laat haar begaan, sy het dit vir die dag van my begrafnis bewaar. En die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd." 'n Bekende gedeelte
gedeelte waarin mense ook baie kan vasval in allerhande dinge wat interessant is in die gedeelte. Die vraag baie keer dan ook, wat is nou eintlik die belangrikste in hierdie gedeelte? Baie mense is geneig om op Maria te fokus. Sy word gesien as die rede waarom hulle ook daar is in die eerste plek. Daar is die wat beweer Maria was eintlik die minnares van Jesus. Daar selfs beweringe dat hulle sou kinders gehad het of 'n kind. Daar selfs van die samesweringsteorieë wat reken dat die anti-Christus wat aan die einde van die tyd na vore sal kom, onder andere sal aanspraak maak dat hy 'n nageslag is van Jesus. Ons kan op al hierdie goeders van ons nou baie rond spekuleer en doen. Ons het natuurlik 'n ander, meer waarskynlike rede waarom Christus by hierdie huis altyd was, so baie dikwels. Daar is 'n sterk oorlewering dat Judas Iskariot eintlik die seun was van Simon en Martha. En dat dit daarom, omdat hy een van die disippels was, wat hulle altyd, as hulle by Jerusalem was, daar gekom het, dit verklaar waarom Martha altyd die gasvrou was, die een wat die bediening gedoen het, waarom Maria toegang gehad het tot hierdie huis, was die suster van van Martha. Maar interessant hier, as dit waaroor dit gaan. Johannes hoofstuk 20 sê vers 30 en 31, Jesus het nog baie ander tekens voor sy disippels gedoen wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie, maar hierdie dinge is egter neergeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Johannes skryf nie maar net dinge op. Dis dinge wat tekens is van Jesus, die Christus, die Seun van God, wat ons tot geloof in hom wil bring, nie maar net om vir ons allerhande interessante wetenswaardighede te gee. Maar van die tekens is ook die vervulling van dit wat in die Ou Testament van hom gesê is, van hom voorspel is. Want dis hoe ons weet dat hy die Christus is, die Seun van God. Dis nie net uit wat ons in die Nuwe Testament kry nie, maar die bevestiging van dit wat God dwars deur die eeue in die Ou Testament alreeds geprofeteer het. Ook in die feeste, ook in die gebruike van die Jode. En dit is opmerklik dat Johannes veral die een is wat klem lê op die feeste en Christus optrede by die feeste, en hoe dat hy dit wat by die feeste gebeur het, op homself betrek het en gewys het hoe hy die vervulling is daarvan. Johannes sê oor hierdie ete, hy is die enigste een van die evangeliste wat vir ons 'n datum gee. Hy begin die gedeelte deur te sê, dis 6 dae voor die Paasfees. Dit bring ons by die Sabbat voor die Paasfees. Meer waarskynlik dan die Vrydag aand, want dit lyk na die Sabbatsete waar hulle by mekaar is, en onthou die Jode se dag het die vorige aand met sonsondergang het die volgende dag begin. En waarom sou hy nou spesifiek aandui dat dit daardie dag is? Want die Sabbat voor die Paasfees is vir die Jode 'n baie belangrike datum. Daardie Sabbat staan bekend in die Joodse wêreld as die Groot Sabbat. Mens kan daarmee dit eintlik dan ook verklaar die belangrikste Sabbat.
Maar hulle begin die Paasfees met daardie Sabbat. Daar was dinge wat gebeur het eintlik wat verbind word met die 10de van die maand Nisan. Maar al daardie goeders het hulle altyd gevier met die Sabbat, of dit in herinnering geroep met die Sabbat voor die Paasfees. En daai Sabbat is al die reëls en die dinge vir die Paasfees nagegaan, sodat die Paasfees reg gevier kan word. Maar daar is ook vasgehou en vasgemaak die groot gebeurtenisse in die geskiedenis wat met die 10de van die maand verband gehou het, wat dan op hierdie Sabbat gevier is. Van hierdie gebeure is byvoorbeeld die intog van Israel in Kanaan wat op die 10de van Nisan plaasgevind het. Die oorsteek van die Jordaan. Volgens hulle oorleweringe is dit ook op die 10de van Nisan, van die maand Nisan, wat Mirjam, die suster van Moses en Aaron, dood is 'n jaar voor die intog. Daarom was daar ook baie rondom Mirjam in hierdie tyd. En dis nou interessant ook, wel, dat Mirjam is eintlik in Hebreëus Maria. En in Grieks dan Maria. Die M wat in die Grieks wegval, Maria. Merklik dat dit 'n Mariam is, Maria, wat hierdie salwing doen. Maar die belangrikste van alles, weer eens, van alles wat vervul is, hou verband met die Paasfees as sulks. Ons lees in Eksodus 12, ek wil 'n paar verse daar gaan lees, Eksodus 12 vanaf vers 1. Die Here het vir Moses en Aaron in Egipte land gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Praat met die hele volksvergadering van Israel en sê op die 10de van hierdie maand moet elkeen van hulle 'n lam neem vir sy familie. 'n Lam vir 'n huisgesin. 'n jaar oud lam sonder gebrek moet julle kies. Uit die skape of die bokke kan julle dit neem. Julle moet die lammers veilig hou tot die 14de dag van hierdie maand. Die hele byeenkoms van die volksvergadering van Israel moet dan laatmiddag hulle lammers slag. Hulle moet die bloed neem en dit smeer aan die sykante en bokant van die deurkosyne by die huise waarin hulle dit eet. Nou ons gaan nie die hele gedeelte verder lees nie. Belangrik dat die afsondering, die kies van die lammers vir die Paasfees was verbind aan die 10de van die maand. En volgens die oorleweringe het daardie eerste, met daai Paasfees, die groot Paasfees, het die 10de op 'n Sabbat geval. En dis waarom die Israeliete die Sabbat voor die Paasfees dan nou vasgemaak het, as 'n datum wat vir hulle belangrik is. Dis die rede waarom daardie Sabbat die groot Sabbat is. So 'n belangrike geleentheid vir die Jode. Dit was die datum waarop die Paaslam afgesonder is vir die Paasfees. Hy sou 'n paar dae later eers geslag word. Maar op die 10de van die maand, en volgens die oorlewering was dit in Egipte op 'n Sabbat gewees, moes hierdie lammers dan eenkant gesit gewees het.
in die tyd toe die tempel nog gefunksioneer het en daar in die tempel geoffer kon word, is die amptelike paaslam wat eerste geslag sou word van al die lammers wanneer hulle die paaslammers geslag het die dag voor die paasfees. Die eintlike amptelike paaslam is deur die hoëpriester ook dan op daardie dag eenkant uitgewys, en die is dan, volgens die oorlewering, is hierdie amptelike paaslam vir die volgende paar dae in die voorhof van die tempel aan die horing van die altaar, of een van die horings van die altaar vasgebind gewees. Totdat hulle die dag, die 14de Nisan, die paaslammers amptelik sou slag. En daardie een, die eerste een sou wees van die groot slagting wat plaasgevind het op daai dag. So die lam van God is op daardie datum dan ook eenkant gesit, uitgesonder en eenkant bewaar met die oog op die paasfees. Die hoëpriester het klaarblyklik hierdie lam aangewys met die woorde: kyk, die lam van God. Dis waar die evangelie van Johannes ook begin. In Johannes 1 vers 32. En Johannes het getuig, ek het die Gees in die hemel sien neerdal soos 'n duif en hy het op hom gebly. Ook het ek hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het, gesê, ek moet gestuur het om met water te doop, hy het vir my gesê, hy op wie jy die Gees sien neerdal en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig, hy is die Seun van God. En daarom, eintlik vers 29, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, kyk, die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Die woorde waarmee Johannes Jesus aandui, is die woorde wat die hoëpriester gebruik het, wanneer hy die lam, die paaslam aandui. Kyk, die lam van God. Johannes was natuurlik self priester. En daarom kon hy ook as hoëpriester gekies gewees het, want hy was die priesterfamilie. En so tree hy dan op eintlik, nie amptelik aangestel nie, maar deur God geroep, as die wegbereider wat dan ook die werk van die hoëpriester doen, daar in die begin van Christus se bediening. Kyk, die lam van God, wat die sonde nie net van Israel nie, maar van die wêreld wegneem. Hy is die een wie ek gesê het, na my kom 'n man wat belangriker as ek is, omdat hy voor my was. Ook het ek hom nie geken nie, maar juis daarom het ek gekom en doop ek met water, sodat hy aan Israel bekend gemaak kan word. Dan is dit opmerklik in die evangelie van Johannes, hierna begin 'n aftelling van dae. Dit lyk amper soos wat wanneer die hoëpriester die lam aangedui het, dat daar die dae afgetel is na die 14de Nisan. En dan by die bruilof van Kana, waar hy die uitspraak maak en waar die telling dan stop, wanneer hy sê, my uur het nog nie gekom nie. Is nog nie die tyd. Die aanduiding is gedoen, maar is nog nie die tyd. En dis wat nou hier met hierdie maaltyd gebeur. Die telling word weer in die gang gesit, kan ons maar sien.
wanneer Maria hierdie salwing doen van Christus, dan wat hy sê, is met die oog op my begrafnis. Met ander woorde, met die oog op my dood, op my slagting. So spel hy dit nog nie uit vir sy disippels nie, dit kom ons later duidelik agter of uit die ander gedeeltes. Maar Christus wat sê, hierdie gebeur met die oog op my begrafnis. Ander woorde, met die oog op my dood. Wat eintlik gebeur, is die afsondering van die Paaslam met die oog op die Paasfees. In die begin van sy bediening, wel gedoen deur 'n priester, maar hier eintlik dan hoe die pad van sy vernedering loop, dat die finale aanduiding, aanwysing, deur 'n vrou met 'n reputasie gebeur. En dit lees ons elders. Maria kom uit 'n slegte agtergrond. Sy was klaarblyklik voordat sy die Here ontmoet het, 'n vrou van losse sedes. Hierdie vrou wat hom salf, maar wat die watersalwing verder voer na die eintlike salwing met salfolie. Dit sou ons eintlik verwag moes ook deur 'n hoëpriester gebeur, om die Messias te salf. Maria wat die salwing doen. Daar is iets in van Mirjam wat ook onthou is in hierdie tyd. Mirjam wat wag gehou het daar by die rivier toe Moses in die mandjie was, maar wat eintlik maar 'n gevlegte doodskussie was. Want hy was ter dood veroordeel deur die farao, saam met al die ander seentjies. Mirjam wat gekyk het en wat gesorg het dat daar dat Jochebed sy die een kon wees wat hom voed en deur die eerste jare groot maak. Daardie beskerming van Mirjam, wat wel ook hier in hierdie Mirjam, Maria, na vore kom. Daar is ook wel daarvan vervulling hier. Maar tog ook die so verkeerd dat hierdie groot geleentheid van amptelike salwing met salfolie en die aanwysing van die lam van God wat wel vroeër deur 'n priester gedoen is, hier deur 'n vrou verder gevoer moes word. Binne die kultuur van Israel is dit agterste voor. Dit is wat Christus kom doen het. Om die sonde van die mensheid op hom te kom neem. Om as die een wat verag is en nie gesien is nie, die werk te kom doen, waarvoor hy bestem was. Werklik hoeveel klem daar gelê word dat sy voete gewas het. Wanneer Johannes sê, ek is nie werd om sy skoenrieme los te maak nie, het hy eintlik daarna verwys dat hy nie dit werd was om selfs Christus se voete te was nie, want dit is waarvoor die skoenrieme deur 'n slaaf losgemaak is. Die laagste slaaf in die huishouding het die skoenrieme losgemaak en die voete gewas. Mirjam, een met die sondige agtergrond, eintlik die laagste slaaf, die een teenoor wie almal hier uitvaar, omdat hulle nie kan raak sien waarmee sy besig is. Sy wat sy skoenrieme losmaak, sy voete salf, nie net was nie, maar salf.
So word die lam van God, die een wat die sonde van die wêreld sou wegneem, afgesonder, eenkant gesit, uitgesonder met die oog op sy slagting, waar hy ter wille van ons sou sterf, waar sy bloed sou vloei, sodat ons, soos die Israeliete in Egipte agter daai deurkosyne wat met die bloed bestryk was, veilig was. Agter wie se bloed ons kan veilig wees. Sien hom wat in ons plek eintlik veragting gelei het. Nie raak gesien is nie, selfs deur sy disippels. Wat verag is. Maar wat die lam van God is. Sien hom wat vernedering gelei het, sodat ons gered kan word. Dis 'n salwing deur 'n priester met water was. En met salfolie deur 'n vrou met 'n reputasie. Wat daardie pad geloop het, en daar op geen ander manier vir ons verlossing bewerk kon word, is deur hom, die lam van God. Die hoëpriester het sonder dat hy het geweet het hy dit ook geprofeteer. Johannes 11, die vorige hoofstuk van voor hierdie gebeure. Een van hulle, Kajafas, wat daardie jaar hoëpriester was, is vers 49. Kajafas het vir hulle gesê, julle verstaan niks nie. Julle besef nie dat dit tot julle voordeel is dat een man vir die volk sterf en die hele volk nie ondergaan nie. En dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterf. En nie net vir die volk nie, maar ook om die kinders van God wat oral verstrooi is te verenig. Van daardie dag af het hulle saam beraadslaag om hom dood te maak. In hierdie beraadslaging sou Judas Iskariot na hierdie ede 'n belangrike rol speel. En so sien ons dat die hoëpriester tog wel gesê het, kyk die lam van God. Sonder dat hy dit bedoel het hy dit geprofeteer. Voor die Paasfees, sonder dat hy dit wou, geprofeteer dat een man vir die volk moet sterf. En so het die onwillige hoëpriester wel ook vir Jesus as die paaslam uitgewys. Ja, hy is inderdaad die ware paaslam. Amen. Here ons almagtige God, dankie dat U vir ons al hierdie dinge ook laat opteken het, sodat ons in die vervulling van U woord die tekens kan sien. Jesus die Christus is, die Seun van God, sodat ons deur geloof die lewe kan hê in sy naam. Here, lei ons om in die Paastyd hom te sien, hom voor oë te hou, dat ons hom sal sien, kyk, die lam van God,
Hy wat afgesonder is, dwars deur sy hele lewe vir ons. Ons dankie, Here Jesus Christus, dat U vanuit die hemel neergekom het, mens kom word het, sonder die erkenning wat daar vir koning moet wees, as die gesalfde die pad geloop het, as die lam van God vir ons aan die kruis gehang het, vir ons die lewe te bewerk. Ons dankie, o Heilige Gees, dat U ons oë oopmaak om te kan kyk en te kan sien. Kan sien hoe dat alles wat geprofeteer is in ons Here Jesus Christus vervul is, sodat ons kan glo deur U werking die lewe kan hê. En oor die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, gee dat U naam in hierdie tyd geëer sal word, verheerlik sal word, dat die waarheid van die evangelie in hierdie wêreld sigbaar sal wees, nie net die sentiment en die mooi voorbeeld wat baie keer voorgehou word. Dat die wêreld die werklikheid sal sien, die tekens sal sien, die vervulling van alles in Christus Jesus ons verlosser. Here, gee dat hierdie wêreld U sal sien en hoor, dat die verlossing mag deurbreek in 'n donker wêreld, die lig mag deurbreek en die wêreld U mag sien en erken en aanbidding buig. Dankie, Here, dat ons kan bid met vrymoedigheid ook vir elke dag se nood en behoeftes, vir elke dag se hartseer en uitdagings, vir die hand van genade oor ons lewens, oor ons gesondheid, vir alles waarmee ons besig is. Dankie, Here, dat ons juis deur die versoening al ons behoeftes voor U kan bring en kan weet U hoor ons. U gee om, U luister, U antwoord. Nie omdat ons iets verdien nie, deur U groot genade in Christus Jesus, U Seun. Hierom wat ons dan ook met sekerheid kan sê, Amen. Ons gee geleentheid en saam van ons liefde God.
Kom ons sing bereiding van die lofsang wat ons in Openbaring 4 en 5 kry. Die lof aan God. Die hemel vors op sy troon, maar die lam van God wat daar staan is die een slag is, maar wat die reddingsmag het. En daarom die lof en die eer aan God. Bereiming, skrifbereiming 1-2. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Ja, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.